En die tweede punt is met vertroue. Hoe kan ek en jy ons persoonlike versoek na die Here toe bring? Met vertroue. In the Oxford Dictionary says vertroue, what is that? Well, it's that feeling or belief that one can have faith in or rely on someone or something. That's having confidence in someone. The state of feeling certain, a feeling of self-assurance arising from an appreciation of one's own abilities or qualities. Nou, julle, come on. Gister het die Bokke fantasties gespeel, né? Ek is seker baie van julle het gekyk. Nou hier is die vraag. As môre die wêreldbeker finaal is en daar is 2 minute oor op die klok. Ons kry 'n strafskop 40 meter van die pale af, net so 5 meter regs van die regterpaal. Wie dink julle sou 'n goeie keuse wees in die Springbokspan in die groep om daai skop te vat? Enigiemand? Ons het Sasha, ons het Mani, enigiemand anders? Daar sê, waar sê? Pollard, nee. Ek dink baie van ons, al sê ons nou hierdie ouetjies het nou 'n goeie game gehad. Hulle het almal 'n goeie wedstryd gehad en yes, hulle is besig om goed te doen. Hulle is besig om nou goed te skop. Maar as dit kom by 'n proven track record, weet jy wat dan sou nou I'm not a betting man, so ek gaan nou nie sê ek sal iets wed daarop nie, maar ek sal die bal in hierdie ou se hand sit. Hoekom? Hoekom dink jy sê ek die bal in sy hand sit? Want hy het dit al vir ons gedoen. He's got a proven track record. En vriende, my en jou God, in wie ek en jy glo, as dit kom by gebed, het 'n 100% proven track record. 'n 100% proven track record, wat ek en jy, as jy dit nou vergeet het, is nie die eerste Christene wat al ooit geleef het nie. En ons gaan nie die enigste Christene wees wat leef nie, maar ek en jy kan staat maak, as dit kom by ons gebede, dat ons kan staat maak op iemand wat altyd 100% reg is, as dit kom by sy wil. Ja, amen, vir myself, Kenneth. En vriende, Filippense vers 4 tot 6 tot 7 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Ons het al hierdie versie gelees. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vriende, wanneer ek en jy bid, wanneer ons bid, is die eerste antwoord wat God vir my en jou gee, nie noodwendig die uitkoms wat ek en jy wou gehad het nie. Maar wanneer ons in hom glo, wanneer ons hom vertrou in sy karakter, dan gee hy vir my en vir jou vrede. Vrede om te weet dat ek dit nou in sy hande plaas. So wat beteken dit as dit by my en jou gebedslewe kom om met vertroue te bid? Vriende, dit beteken ek en jy moet oorgee. Ons moet oorgee en ons moet by die Here los, nie soos van ons nie. Nou los ons dit by die Here en sodra ek amen sê, dan tel ek dit weer op. Dan vat ek dit weer saam met my nie. Dis nie hoe vertroue is nie, want dan vertrou jy nie iemand nie en dan vertrou jy nie die Here nie. So los dit daar. Vertrou God se karakter. Kyk na die woord. Kyk hoe hy vir sy kinders deurgekom het en sy beloftes. Vertrou dat sy wil altyd sal uitwerk. Want hy weet beter. Al gaan hy partykeer nee sê. My vraag is, het jy vanoggend so vertrou in die Here? Het jy vanoggend so vertrou in die Here soos daardie vrou, toe sy besig met wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, toe sy vir Jesus sien aangestap kom, toe druk sy deur almal, sy wil net by hom uitkom, en Markus 5 vers 28 sê vir ons, sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak. Is dit die soort vertroue wat ek en jy het? Volgend. Sien sy die vertroue gehad, vriende, dat Jesus haar kan help, nog voordat sy geweet het wat die uitkoms gaan wees. Het ek en jy so vertroue vanoggend? Hoe moet ons bid dan? Ek en jy kan nie net praat nie, ons kan nie net sê nie. Ons moet leer om ons versoeke by die kruis van Jesus te los. So bid so, as jy nie weet nie. Here, ek plaas hierdie saak in u hande. Laat u wil geskied.